Goeiedag, ek is Tertius en ons is besig met 'n reeks van hoe om oorwinning te lewe in die tyd wat ons lewe. En wat belangrik is om te verstaan vir die van julle wat nie ingeskakel het, dis kort lesingkies 10-15 minute lank. En ons kan nie alles in detail ingaan nie, maar die doel met dit is net om jou aan die gang te kry om in die rigting te beweeg. Ons gaan na hierdie reeks gaan ons baie in diepte ingaan op baie van die onderwerpe om veel meer te leer daar rondom. En ook wat belangrik is dat ons sal weet dat hierdie goed by mekaar inskakel. So jy gaan nie die volle konteks van die lesingkie verstaan as jy nie die voriges gaan kyk en dit volg vanaf die eerste een nie. So al die video's is op die YouTube kanaal en die inligting is aan die einde van die skerm waar jy kan kyk daarna en dit kan volg. Vandag gaan ons gesels oor vervolging en dit is iets wat 'n realiteit is wat ons moet voorberei op wees. Nou wanneer ons besluit, ons gaan nou die Here begin dien, vervolging gaan kom. Vervolging kom in baie vorme vandag. Dit kom in die ekstreme vorm waar mense gemartel word en doodgemaak word vir hulle geloof. Maar dit kom ook in baie beskaafde lande, kom dit in die vorm van teenkanting, kinderstories, negatiewe goed wat versprei word ensovoorts. En hierdie goed kan 'n verskriklike impak op 'n mens se lewe hê, behalwe as jy weet waaroor dit gaan, weet hoe om dit te hanteer en besef dit is 'n realiteit wat ons tegemoet gaan kom. In 2 Timoteus 3 vers 12 staan daar: almal wat in Christus Jesus toegewy aan die wil van God lewe, sal ook vervolg word. Dis 'n realiteit, dis iets wat ons nie kan omkom nie. Jy kan nie die persoon wees wat vir die Here werk en almal tevrede kan stel nie. Ek weet van baie mense wat bedieninge het wat vervolg word en alle valslike goede van hulle gesê word. Daar is mense wat verkeerde dinge doen wat ek dink dis die reg dat 'n mens teen hulle kan praat, maar dis nie waarvan ek praat. Ek praat van mense wat regtig die Bybelse pad stap en deur wil amper sê deur soos die Fariseërs van ouds, deur godsdienstige mense wat nie 'n verhouding met God het nie, uitmekaar uitgetrek word op dinge wat nie gaan oor die werking van die Gees nie. En vervolging is 'n realiteit en mense moet dit maar net ignoreer en aangaan en verstaan dat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Markus 4 vers 16 tot 17 sê: daar is mense by wie daar ook soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en dit hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. So baie mense hoor die woord en ons het nou gepraat oor hoe om 'n lewe van oorwinning te lewe. En as 'n mens hierdie beginsels in jou lewe nie toepas nie en vervolging kom oor jou pad, gaan jy nie kan uithou nie. As 'n mens nie ingeprop bly by die waarheid van die woord en in 'n verhouding met die Here staan nie, gaan vervolging jou onderkry. En vervolging is nie lekker nie. Dis een van die aanslae wat op Jesus se lewe baie erg was, maar hy het dit oorkom sodat ons dit kan oorkom. So my aanmoediging is om te sê, volg die Here, kom in 'n verhouding met die Here en staan vas. Kom in waar ons gister gesels het, die gemeenskap van die regte mense, die gelowiges, mense wat jou kan opbou en wat jou kan versterk. Want as jy alleen hierdeur gaan, is dit 'n moeilike situasie, want ek kan jou verseker, daar gaan mense wees, soos daar vandag mense is wat my gaan kritiseer. Miskien oor my stem en my manier van praat en hoe ek omgaan, dit maak nie saak nie. My antwoord vir sulke mense is maar net, ek sal die dag aftree, want die hele wat so goed is, kan doen, en julle doen dit nie direk doen dit nou maar. So vervolging is 'n realiteit, en ons gedagtes bo dit sit en besef dat dit gaan oor ons pad kom, maar ons dien die Here, en hy het ons geroep, en hy het ons gesê, dit gaan gebeur. Matteus 10 vers 16 sê, onthou, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe in. En dit is wat gebeur. Die Here het vir ons duidelik gesê, dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. Dit is nie 'n pad van maanskyn en rose wanneer dit kom by vervolging nie. Dit is 'n harde pad, maar hy het vir ons die oorwinning gegee daaroor. En dan verder vers 17 sê hy, pas op vir die mense. Hulle sê hulle in die geregshowe uitlewe en hulle sinagoge sal hulle gesel. So dit gaan van kritiek en afbreek en leuns versprei tot vervolging, tot dit kan wees dat jy in die tronk beland of soos in baie ander lande wat vandag vervolg word, waar mense met hulle lewens betaal omdat hulle die Here volg. Ek onthou ek was een jaar op 'n kamp gewees waar 'n Christenspreker gesê het, hoe dwaas is dit vandag om na 'n land toe te gaan waar jy
weet die kanse dat jy doodgemaak is terwyl gaan word terwyl van Christus is so. En dit is my so dwaase stelling, want God roep ons om ons lewens af te lê. Dit sê nie dat ons moet net met ons intellek ding nie, maar as die Here ons roep, dan roep hy ons en hy sal by ons wees. En so het Paulus ook gegaan en hy het geweet, en Petrus en baie van die disippels, hulle het geweet, hulle gaan met hulle lewe betaal daarvoor. Maar in die meeste gevalle is dit nie wat met ons gaan oorkom nie. As hulle dit kon deurstaan, dan kan ons dit deurstaan. Al is dit dan net kritiek. Maar dit is nie maklik nie, dit is nie lekker nie. Matteus 10 vers 22 tot 23 verder sê hy, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde volhard, sal gered word. As julle in een dorp vervolg, vlug na ander toe. So, dit is 'n realiteit dat ons vervolg sal word. En net God kan vir ons help. Net hy kan ons deur hierdie pad van groei vat, dat ons kan dood word vir vervolging. Dat ons dit nie hoog sal ag nie. Dit kan ons tydelik vat, maar ons het die oorwinning daaroor. En dit is 'n ding wat die vyand gebruik om mense te stop om vir die Here te werk. Dis 'n realiteit wat jy moet verstaan en jou op voorberei om te besef, maak nie saak wat nie. Die Here roep ons om sy getuienis te wees. Ons kan nie afgeskrik word nie. Hy roep ook en hy sê, as jy my disipel wil wees, moet jy bereid wees om afstand te doen van jou eie vader en jou eie moeder, jou eie familie en jou eie gesin. In baie gevalle sien ek dit dat mense deur hulle families verwerp word, dat hulle alleen opeindig. Maar daar is 'n gemeenskap van gelowiges waar jy nuwe familie en nuwe vriende kan kry om jou te bemoedig en op die regte plek. Dit gaan gebeur. Moenie laat dit jou ontstig en jou weghou om die waarheid van die evangelie, die wonderlike goeie nuus, die goeie nuus dat hy vir ons vrygemaak het, dit verander te deel nie. Ek hoop jy het geseën gevoel en mag jy bevind en mag jy 'n geseënde dag hê.